Ons het die afgelope tyd gesels oor kwesbaarheid juis rondom die implikasies van Kersfees en die gebeure daar rondom. En vandag se gedagte is juis kwesbaar in refleksie, so hier na Kersdag. Want Kersdag en net daarna is gewoonlik 'n tyd van gemengde emosies. Vir sommige is dit 'n eensame tyd en mense besef hulle geliefdes gaan nou weer weg of hulle is in elk geval eensaam omdat die geliefdes nie kon kom nie. En ander mense se geliefdes leef eenvoudig nie meer nie. En vir baie is dit 'n tyd van teleurstelling, want die ou familiefetes het weer opgeduik en almal is weer kwaad vir mekaar en nou wil hulle met mekaar uitspat en almal is teleurgestel die hele storie. So dis altyd 'n gemengde gevoel wat tydens Kersfees met verskillende mense gebeur. En daar's natuurlik ook mense wat uiteraard opgewonde is oor hierdie tyd, want hulle kon mense weer sien wat hulle in jare nie gesien het, die familielede, vriende, en saam met mekaar verkeer en ure lank spandeer en net mekaar se ou stories weer optel en dit geniet. So dis 'n kwesbare tyd. Is jy's ook 'n tyd om eerlik te reflekteer oor die aard van alles, en veral oor mense eie gevoelens. Want ware refleksie sien die mooie, maar dit sien ook die brose raak en dit gee eerlike erkenning daaraan. Die Spreuke-skrywer sê in Spreuke 20 vers 5, 'n oorwoë mening is diep waters, 'n verstandige mens skep daaruit. Nou hierdie beeld van die diep waters wys dat ons gevoelens en motiewe nie altyd so op die oppervlakte lê nie. Dit vra moed om dieper te delf en wysheid om die ware gevoelens en bedoelings te erken. So refleksie is dus 'n daad van kwesbaarheid. Dis 'n oomblik waarin jy eerlik is oor wat jy ontdek, in jouself ontdek, al is dit ongemaklik. Vir baie mense help dit om hieroor te skryf in die joernaal of deesdae as 'n tipe Facebook-inskrywing wat help om te onthou en te reflekteer. So hier is 'n wenk. Sien die pyn en teleurstelling raak, maar kyk ook na die oomblikke van genade en skryf ook daaroor. Corey Keyes beskryf geestesgesondheid as 'n kontiniem van languishing, om te kwyn, en aan die ander kant van die kontiniem is flourishing, om te floreer. Nou refleksie, selfs oor moeilike ervarings, kan 'n mens help om te beweeg na 'n flourishing, na hierdie florering, omdat ons selfbewustheid verdiep en ons leer om vergifnis asook groei te omhels. En sluit dan jou dag af met 'n gebed waarin jy vra dat God jou sal help om jou hart in harmonie met God se liefde te bly bring. Kerstyd herinner ons dat God se liefde ons juis insluit en dat God liefde is. En die engele het juis gesing dat daar vrede op aarde kan wees vir God se mense, in wie hy 'n welbehae het. Leef geïnspireerd.